Nee. And to dedicate to serve God. So as jy gesalf word, word jy eintlik, jy word, wat is die regte woord? Jy word een kant toe gesit om God te dien. You be dedicated, jy word uitgehaal, jy word gesalf, jy word anoint om God te dien. Is dit nie wonderlik nie? Om gesalf te word vanaand, sit ons jou een kant. Ek wil graag, jy sê, my vrou, ek dink jy moet vir elkeen hierdie ding afrol. Laat ons net gaan kyk daarna. Wat dit beteken, wat so voorreg het ons om vanaand gesalf te word? Om hande opgelet te word. Om to be set apart, om gesalf te word. Hy sê, to be endowed. Wat beteken endowed, Willie? Wat beteken endowed? Wie sê Engelse ouens? Hy? Twyfel. To be endowed with enabling gifts of grace. Waar is die Engelse ouens hier? Maar wat het sê is dat ons die gawes van genade kry. So wanneer ons gesalf word, dan besef ons vanaand, hey, ek verdien niks. Ekskuus? So ons twyfel nie. Goed. Om toegerus te word met genade. Okay, so eintlik wat hy hier wil sê, is hy sit jou een kant, hy maak jou secret, hy rus jou toe met genade, jy word gededicate vir die dienswerk van God, to be designated or chosen for some purpose. So as jy gesalf word, word jy gesalf vir die koninkryk van God. So dan is jy gesalfde vir die koninkryk. We now know this subject is important to God because the words anointed and anointing appear more than 150 times in the word. 150 keer kom dit voor in die Bybel, so belangrike salwing. Including 22 times in the New Scriptures. En dan gaan ons na die Nuwe Testament toe, in die laaste een, onthou julle vir Maria Magdalena, toe Jesus by sy disippels, en ek sluit af hiermee, toe Jesus by sy disippels was, toe kom sy daarin, met 'n albasterfles, onthou julle dit? En wat was in daai albasterfles? 'n hele maand se voorraad van olie. En wat doen hierdie vrou? Nee, hierdie vrou, weet jy hoe duur was daai olie? Sy gee nie om nie, sy breek daai olie en gooi dit oor Jesus se kop en oor sy voete uit en sy vee dit af met haar hare. En weet julle wat sê, wat het my gevang rondom hierdie ding van die olie? Hy sê hier, obviously our Lord was deeply touched by Mary, unselfish thoughts. Jo. Hy sê, some Bible commentators deem Mary faithful act as utmost example of what God desire. En hulle sê hierdie skrifie is die skrif, hierdie vrou se daad was opgeskryf in die Bybel, sodat niemand dit ooit sal vergeet nie. Amen. So verstaan julle vanaand wat beteken dit om hande op te lê? Verstaan jy vanaand wat beteken dit om gesalf te word? Okay, pastoor, wat beteken dit wanneer ek omval in die gees? Okay, wanneer ek glo, as jy voel jy word gesalf en jy voel, ek moet net oorgee, gee oor. Moenie worry wat ander dink nie. Moenie sleg voel as jy iets met jou gebeur nie, want dit is eintlik die Here wat jy wil aanraak. Moenie sleg voel as jy nie omval nie, want dit gaan nie, ons kerk is nie die omvalkerk nie. Okay, dis nie ons missie om jou te laat omval nie, want die gees van die Here werk in verskillende maniere. Vir die een gaan vanaand 'n profetiese woord kry, en die ander een gaan vanaand eenkant gesit word, en die ander een gaan vanaand gesalf word vir die dienswerk van God, en die ander een gaan dalk 'n taal ontvang. Vir wie? Vir die wat glo. Ons moet begin die Bybel glo. Amen. Right, kom ons staan en nou gaan ons die Here se naam groot maak en dan gaan ek 'n uitnodiging gee. Kom ons staan op. Nou wil ek hê ons moet die Here aanbid met alles wat in ons is. Ons vra die Heilige Gees om te vloei in hierdie plek. Ons dank sy om vir sy teenwoordigheid en nou gaan ons vir die Here vra dat die Gees hier in sal kom soos 'n magtige rukwind en dat tonge van vuur so oor elkeen sal neerkom. Dankie Dominic.
dink sit eers gou ons jubel gou weer op. Kom ons prys God net, en dan gaan ons oor in aanbidding, en dan gee ons oor vir die Heilige Gees vanaand. Ek wil jou vra, as die diens laat raak, en jy voel jy moet gaan, dis hoekom ons al die voor die tyd alles gedoen het, ons gaan nie vir jou kwaad wees, jy voel jy moet gaan nie, maar as jy voel jy moet bly, en jy wil gesalf word, en jy wil hande opgelê word, moet dit nie uitmis nie. Amen. Is julle opgewonde? Amen. Let's do it. Dankie Here. As ek opstaan in die môre, met die breek van 'n nuwe dag, het ek 'n rede om weer te lewe. Dis die grootheid van die skepping en die wonder van die dag wat U gemaak het. Ek staan verwonder, prys hom vanaand. As ek kyk na die hemel, weet ek U is altyd daar vir my. Daar is niks in die wêreld wat meer kosbaar is vir my. Ek wil jubel, ek wil juig, met my mond wil ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat U gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor U voete buig, want U goedheid ken geen einde, U is oneindig lief vir my. Go in die hemel, herinner my net weer aan U belofte, dat U my God is. Ek is veilig in U hande, by die Here vind ek skuiling teen gevare, want U is my Vader. As ek kyk na die hemel, weet ek U is altyd daar vir my. Daar is niks in die lewe wat meer kosbaar is vir my. Ek wil jubel, ek wil juig, met my mond wil ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat U gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor U voete buig, want U goedheid ken geen einde, U is oneindig lief vir my. Kom stap lekker saam. Ek wil jubel, ek wil juig, met my mond wil ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat U gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor U voete buig, want U goedheid ken geen einde, U is oneindig lief vir my. Want U goedheid ken geen einde, U is oneindig lief vir my. Ons gee die Here 'n lekker hande klap. Amen. Die vraag kom, pastoor, hoekom klap ons hande in die kerk? Het jy geweet, hande klap is 'n erkenning aan God? Jy erken vir dit wat hy is en wat hy vir ons gedoen het. Amen. En Lord, Here beteken die almagtige wat in staat is tot enigiets. Soos ek sê Here, sê ek Here, dan erken ek hom sommer onmiddellik as die een wat in staat is tot alles. Amen. Is dit nie wonderlik, hè? Dankie. Kom ons sing dankie. Kom ons sing dankie. En dan gaan ons oor in aanbidding. Kom ons sing dankie. Kom ons ontvang dankie. Nie sit nie, ons sing dankie. En hulle gaan ontvang vanaand. Hulle gaan ontvang. Nie sit dankie nie. Ons sing dankie. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
lewe in genade. Wat ons het is net geleer. Alles wat ons besit, geskenke van U. U ken al ons geheime, elke droom en ideaal. U gee U hand, U hou ons vas, U gee ons hoop. My beker is vol, my hart loop oor, ek wil net sing vir U. Dankie vir lewe, dankie vir liefde, dankie vir gawes, vir die natuurskoon, dat U met ons hier kan wees. U lei ons met die Heilige Gees. Dankie vir kanse, dankie vir keuses, dankie vir vriende, vir lag en of vreugde. Here, U vergewe my, U maak my vry, U is naby. Dankie dat ek weet dat U vir altyd by my bly. Elkeen wat die naam aanroep, vir elkeen wat U soek, vir elkeen voel U deernis en is daar nog hoop. In donker en hartseer tye, as die wêreld aanroep, troos U met liefde en beloftes, my lof aan U. My beker is vol, my hart loop oor, ek wil net sing vir U. Dankie vir lewe, dankie vir liefde, dankie vir gawes, vir die natuurskoon, dat U met ons heen kan wees. U lei ons met die Heilige Gees. Dankie vir kanse, dankie vir keuses, dankie vir vriende, vir lag en of vreugde. Here, U vergewe my, U maak my vry, U is naby. Dankie dat ek weet dat U vir altyd by my bly. Dankie vir lewe, dankie vir liefde, dankie vir gawes, vir die natuurskoon, dat U met ons hier kan wees. U lei ons met die Heilige Gees. Dankie vir kanse, dankie vir keuses, dankie vir vriende, vir lag en of vreugde. Here, U vergewe my, U maak my vry, U is naby. Dankie dat ek weet dat U vir altyd by my bly. Hallelujah, hallelujah, yes Lord, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus, dankie Here, U is so getrou. Dankie vir U teenwoordigheid hier vanaand. Dankie Here dat ons weet U is 'n lewende werklikheid. Here, dankie dat ons weet U bestaan. Dankie dat ons weet U is hier. Dankie dat ons weet vanaand Here, deursoek U elke hart Here. U ken elke gedagte Here. Vader, ons bid dat U alle ongeloof uit ons uit sal haal. Here, ons bid dat elke twyfel wat ons het Here, dat dit vanaand uit ons uitgepluk sal word Here, en dat ons net sal glo in die krag, glo in die liefde, glo in dit wat U vir ons wil gee, Here. Dankie Vader dat ons vanaand weet, U is in beheer van alles. Thank you, Lord.